Andries Pretorius en sy voortrekkers maak op 22 Desember 'n gruisame fonds op KwaMatiwane, waar hierdie monument staan wat in 1922 opgerig is. Die beendere van Piet Retief en sy manne. Hulle het Retief se geraamte erken aan stukkies klere en sy waterbottel en bladsak. In die bladsak was die akte van oordrag wat Ngan onderteken het. Nog heeltemal ongeskonde. 3 dae later was dit Kersfees. Maar dit was maar 'n droewige Kersfees vir die voortrekkers. Op die dag het hulle die beendere van Retief hulle net onderkant die koppie begrawe. Die graf is in 1920 gerestoreer en hierdie grafsteen of gedenkteken is toe aangebring. Die volgende jaar, 1839, het die voortrekkers die Republiek Natalia uitgeroep oor die grondgebied wat Ngan aan die trekkers oorgedra het. Vereers was die behoefte aan vryheid en onafhanklikheid bevredig en kon aandag aan die nakoming van die gelofte geskenk word. Die een deel van die gelofte, dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, is reeds in 1840 nagekom toe die voortrekkers hierdie geloftekerk in Pietermaritzburg in gebruik geneem het. Die geloftekerk kan vandag nog besigtig word. Die gevels en voorportaal is in 'n latere stadium aangebou. Reeds op 16 Desember 1866 is hierdie klipstapel in die middel van die Waalare geplaas toe 'n groep mense met ongeveer 50 ossewaans op die terrein byeengekom het om die slag van Bloedrivier te herdenk. Die aanwesiges, wat onder meer bestaan het uit voortrekkers en 'n Zulu-vegter wat aan die werklike slag deelgeneem het die klippe gestapel op die plek waar die middelpunt van die oorspronklike laar ongeveer was. Maar wat van die ander deel van die gelofte? Dat ons die oorwinningsdag elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin sal deel. In die jare wat na die slag gevolg het, is 16 Desember onder vele gemeenskappe as 'n Sabbatdag gevier. Die dag was vanaf 1910 as Dingansdag bekend, maar as gevolg van besware teen die naam is dit in 1952 na Geloftedag verander. Na die verkiesing in 1994 het die nuwe Suid-Afrikaanse regering die vakansiedae hersien om alle bevolkingsgroepe se behoeftes in ag te neem. Daar is onder meer besluit dat 16 Desember voortaan as Versoeningsdag bekend sou staan. In baie Afrikaner gemeenskappe word 16 Desember steeds in die gees van die oorspronklike gelofte, wat vanaf 9 tot 15 Desember 1838 afgelê is, op plekke soos die Bloedrivier erfenisterrein en by die Voortrekkermonument in Pretoria gevier. Maar oor die jare het verskillende weergawes van die slag van Bloedrivier die lig gesien. Sommige historici betwyfel dit selfs of die slag van Bloedrivier ooit plaasgevind het, terwyl ander van mening is dat die voortrekkers se oorwinning 'n wonderwerk was. Die laaste woord oor Bloedrivier is nog nie gespreek nie. Maar hoe dit ook al sy, die besondere betekenis van 16 Desember sal vir baie Afrikaner gemeenskappe nie ongedaan gemaak kan word.